Kom ons raak net stil waar jy sit. En voor ons die troon nader, wat die mens kan vir gebed iets geweldig kunsmatig maak. Wil jy met die vanmôre net jou hart en jou gedagtes op die altaar omplaas. Jy weet ook hoe moet jy vanmôre opgetrek. Jy weet wat is jou getuienis. Jy weet wat is jou worsteling. Jy weet elke area van jou lewe. En God weet vanmôre presies hoe om jou aan te raak, hoe om jou te versterk en om jou op te lig in elke area van jou lewe. Maar alles om jou nader aan hom te bring. En Vader, vanmôre is ons hartsbegeerte. Trek ons nader. Trek ons nader na u genade troon. Maak ons los van die wêreld en die mens en hulle opinies. Maak ons vas aan u genade troon. En terwyl ons in daardie genade vashou vanmôre, van die prys wat ons losgekoop het. Here, wil ons vanmôre dink, nie net aan Golgotha heuwel nie. Ons wil vanmôre ons oë opslaan en die oorwinnaar, die koning van die konings. Ons wil u vanmôre sien, daar waar hy op die troon sit, ons wil u vanmôre in ons gees aanbid as die oorwinnaar. Nie as die geslagte van Golgotha nie, maar as die een wat opgevaar het en versoening gedoen het, en wat vanmôre ook intree vir ons as gemeente. Wat ons harte besig is om voor te berei vir wat binnekort gaan gebeur. Wat elke dag ons bemoedig, ons aanmoedig en ons versterk, te midde van die stryd van hierdie lewe. Om te sê, my kind, hou vas, volhard, moenie opgee. Jy het te ver gekom, my kind, om nou om te draai. En vanmôre wil ons vir u dankie sê, ons wil aan u hulde bring, ons wil u aanbid vanmôre vir die werk wat u in ons begin het, wat u besig is om klaar te maak. En ook in hierdie diens, Here, vanmôre met ons sange, wil ons u naam groot maak. Ons wil u aanbid. Dis ons begeerte wat soos vuur binne ons brand om u te kan aanbid en net van die volheid bewus te wees. En Gees van God, wanneer ons vanmôre gaan hoor wat u met ons praat en die Gees deur die woord wat op die lippe van klei kom lê. Ons hart is ontvanklik. Ons harte bid ons vanmôre dat u dit self kom voorberei en vrugbaar maak, ontvanklik maak vir die woord, sodat niks 'n woord, 'n komma, 'n titel, 'n jota sal steel van dit wat u vanmôre in ons harte wil deponeer. Maar dit die krag sal wees wat deur die Gees in die week in ons herinnering opgeroep word om ons te versterk, om te kan sê, omdat die Here gesê het. Omdat die woord van God my geïnspireer het, weier ek om op te gee. Weier ek om te draai. Want ek is besig om al nader en nader en nader aan die genade troon te beweeg. Sodat my mond ook kan uitroep, ek regeer saam met Christus vanuit hemelse plekke oor elke area van my lewe. Dis ons gebed vanmôre, Papa Vader. Dis ons gebed van ons hart vanmôre. Dankie. Dankie dat u die vuur is. Dat u die krag is wat ons staan hou. Selfs wanneer ons swak is. En ons eer u daarvoor in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Never will run dry.
Vanmôre voor die Here sing. Dis al wat vanmôre ek jou sing vir die Here.
jy vanmôre dat hy op pad is? Is jou lewe reg? Of is jy nog besig met maskers? Kera Mashiach.
nie kan voel God is in hierdie plek nie. Halleluja. Net voor jullie volgende song sing. My gees is so bewus van my God vanmorgen in hierdie plek, van jou God vanmorgen in hierdie plek. Vader, ons wil vanmorgen profetiese declaration maak. Ons het U lief. Ons wil het in die geesteswêreld inskryf vanmorgen. Ons het die enigste God van hemel en aarde, die skepper God, ons lief. Geen ander God nie. Niks anders te begeer ons. Ons begeer net een. En hierom Jesus Christus is hier die pad vanmorgen vir ons harte oop na die troonsaal toe, om te kan verklaar, ons het vir God baie lief. Dankie vir U Gees, wat nooit teleurstel, en ons nooit begewe, en ons nooit verlaat, maar altyd kom, en die atmosfeer kom vol. Want U is God. Halleluja. Kom ons sing hier die volgende lied. Kroosjewati. I can only imagine. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I do is forever worship you. I can only imagine, yeah. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in
when all I would do is forever worship you. I can only imagine. Halleluja. Wat die dag my Jesus te kan wees. Halleluja. Maar vroeger net jou oor toe. Drink die atmosfeer van môre. En kom om te bid. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Halleluja. Kom ons staan net so in hierdie oomblik, in hierdie atmosfeer van aanbidding. Vader, ek loof U, ek eer U, dat U God is. Ek loof U, ek eer U, dat ons nooit sonder U is. Ek loof U, ek eer U, dat U Uself elke dag meer en meer aan U kinders openbaar. Ek loof U, ek eer U vanmôre, vir Golgotha heuwel wat hierdie deur wat so finaal gesluit was deur sonde, uit sy grendels uit kom breek het en die pad oopgemaak het terug na die Vaderhuis.
Ek loof U en ek eer U vanmôre vir U Gees wat met ons nog steeds in hierdie dae spreek. Dat U woord nooit verouder, dat U woord nooit sy krag verloor, dat U woord nooit leerig terugkeer na wie toe dit uitgaan en dit met 'n hongerte aangryp en dit vasmaak as lewenskos in hulle lewens. Ek loof U en ek eer U, want U is wie U is. Lofprysingswaardig. Lofprysingswaardig. Ek loof en ek eer U. Spreek met ons, is die verlange van ons hart. Amen. Kan jy sê, ek weet nie van U nie, maar ek is môre in die hemel ingesing. Voel jy môre so lekker? Voel jy is in die hemel ingesing? Hou maak jy. En die flippie daarin, voel net hoe nader en nader aan die Here kom in hierdie tyd waarin ons leef. Net nader. En ek het 'n begeerte vanmôre om van die Gees van die Here te hoor om aan niks te ontbreek in die woord wat ek vanmôre vir u moet gee. Ek loop so in laasweek. Loop ek so op my aanleg by my werk en die mis is dik die môre. En ek neem hier die foto terwyl die mis so dik op die aanleg. So in die verte kan jy die bome sien. En dan gaan sit so op 'n muurtjie. En terwyl ek in gesprek is met die liefling van my siel, sê ek hom, Here, wie sien U as U vanmôre na Simon kyk? Ek wil nie weet vanmôre hoe sien Simon homself en ek wil hoor vanmôre, my God, hoe sien U my? Is ek werklik waar uitverkoop en gaan ek huis toe as U kom? Of was al my jare en al my dae om U naam groot te maak 'n gejaag na wind? Was alles te vergeefs gewees? Was al die jare wat ek Sondag vir Sondag, en nie net Sondag vir Sondag wat ek in my wat so 'n sitkamer of in my studeerkamer gesit het en mense bemoedig het om op te staan terwyl my eie siel ontbreek, was dit te vergeefs gewees? Die Here sê vir my, wie is Simon as U na my kyk? En die volgende moet ek sê, die Gees van die Here vir my, slaan jou oë op en wat sien jy? En ek sien hier die bome wat in die mis staan. God sê die mens is soos bome in die mis. Ek en U ken onsself maar ten dele. Daar is sekere dele van jou lewe wat duidelik voor jou staan. Dit is soos die boom wat hier voor jou staan. Maar hoe verder ons gedagtes in ons eie lewe ingaan, en selfondersoeking gaan, hoe meer word dit soos bome wat soos mis. Daar is sekere areas wat jy van jouself nie eens verstaan nie. En dan wil ek daarna kyk, sê die Here, wie wat Simon? Vir my is daar geen mis nie. Ek sien alles. Plaas jou volle vertroue in my dat ek die werk sal klaarmaak wat ek in jou lewe begin het. Selfs daar die aarde wat jou laat twyfel, God, gaan ek ooit gereed wees as U kom. Plaas dit in my hande en vertrou my dat ek kan jou deurdra. Ek kan jou huis toe vat. Ek kan jou bewaar. Ek kan alles wat jy probeer roof van my, kan ek afweer. Hou vas aan my. En moenie op jou eie insigte en op jou eie gedagtes vertrou en staat maak nie. Hou vas aan hierdie waarheid dat ek hierdie volle prys op Golgotha vir jou en vir elke mens betaal. En terwyl ek so sit en ek praat so met die Gees van die Here, en ek raak opgewonde. Dit maak nie eens meer saak of ek deur die mis kan sien, die verste bome wat alreeds deur die mis blind gemaak was, dat ek nie eens meer kan sien nie. Maar op helder Sondag weet ek, daar's nog baie bome agter hierdie bome, maar ek kan hulle nie sien nie. En ek raak meer en meer opgewonde, en ek sê, Here, wat wil U vanmôre vir my sê? Sê, gaan en sê vir my seuns en my dogters die volgende.
Ons hoofskrifgedeelte gaan in Lukas 7 vers 36 tot 47 wees. Som soos bome in die mis is die dae van ons lewe. Soos bome in die mis is al die dae van ons lewe. As ek nie vanmôre moet terugdink oor jou lewenspad van jou geboortedag tot vandag, is daar sekere areas wat vir jou duidelik uitstaan, wat jy duidelik kan onthou. Maar kan jy onthou wat het jy 3 weke terug vanmiddagete geëet? Maar God weet wat het jy 3 weke terug vanmiddagete geëet. Hy het elke haar op jou hoof getel. Daar is nie eens 'n haar op jou hoof wat vanmôre nie getel is deur hom nie. Elke vanmôre van hierdie gebou, sy hare is op ons hoof getel. God weet alles. By hom is daar niks wat soos mis verdwaai waarom hy nie dink nie. Hoeveel te meer sal hierdie grote God nie weet waar in jou lewe het jy om die nodigste om jy te kan deurdra om reg te wees as jy met huis toe gaan. Hoeveel te meer sal hierdie God jou nie vanmôre kom optel en jou kom bemoedig en vir jou sê, my kind, hou vas. Al is die mis van die lewensomstandighede besig om dik aan te pak. Al is daar areas waarin jy besig is om geloof te verloor. Al is daar areas waarin jy besig is om hoop te verloor. Al is daar areas waarin jy soveel vrae het en so min antwoorde vermoor, want jy sê, Here, ek vind nie meer antwoord nie. Ek weet nie meer hoekom die lewe so onregverdig moet wees nie. Here, by tye onthou ek die goeie, onthou ek die getuienis, ek onthou hoe jy vir my deurgebreek het, hoe jy vir my 'n pad gemaak het waaraan nie 'n pad was nie. Maar Here, vanmôre in my lewe is daar soveel paaie, soveel dinge wat nog soos mistigheid is, wat vir my nie helder is nie, wat vir my 'n duisternis en 'n vraag vanmôre in my lewe is. Gedagte het vandag se boodskap as padkoers op jou lewenspad, wil ek die volgende vir jou in gedagte bring. Wanneer ons voor die Here staan om hom te aanbid, moet ons hom in waarheid aanbid. Om dit te doen moet ons onsself afvra, hoe groot is die skuld wat Jesus vir my gekanselleer het? Hoe lief moet hy my hê as ek dink wat my sonde aan hom gedoen het? Kan ek dan werklik nog rondkyk en ander kritiseer as kind van God? As ek vanmôre en ek vanmôre en u vanmôre moet vra, Here, hoe ver het u my gebring? Hoeveel van dit wat ek verkeerd gedoen het, het u vergewe en nog steeds in liefde na my hand toe getrek en my kom optel en vir my kom sê, kom nader, kom terug na my toe. Hoeveel het u vergewe aan daardie kruisheid van Golgotha in my lewe? Hoe groot is die genade vir my? Dat ek vandag nog kan sit in die huis van die Here. Na alles wat ek al in my lewe verkeerd gedoen het, nog kan sit en nog steeds kan voel, sy liefde is hier by my. Dit is soos 'n warm kombers wat vanmôre om my kom vou en my kom warm maak, my kom bemoedig en my kom sê, my kind, staan op, moenie opgee nie, stryd die stryd, moenie dat die omstandighede jou moeg maak nie. Hoeveel het hy nie al vergewe? En is hy nog bereid om te vergewe in my en jou lewe, terwyl ons daagliks foute maak? Terwyl ons daagliks tekort skiet aan die grootheid van sy heiligheid en sy volmaaktheid, en dan het ons nog die spasie en die plek en die tyd om ander te kritiseer oor hoe hulle God dien en oor hoe hulle opreg is. Ons is so gefokus om te bewys hoe ander vals is in hulle geloof, hoe vals hulle is in hulle bediening, en dat ons op die einde van die dag nie eers meer besef, onsself is maar net bome wat in die lewe beweeg, en daar's areas in ons lewe wat soos mis voor ons staan, wat ons self nie eers die krag of die autoriteit of die gedagte of die, en waarom per se die wysheid het om self te kan oplos nie. Ons het God nodig, my mens, en hierdie dae wat ons nou lewe, meer as ooit. Lukas 7 vers 47, daarom sê ek vir jou, haar sondes was wat baie is vergewe, want sy het baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. Kom ons bid so. Hemelse Vader, my hart, die dans vir lief. My hart het hoop vanmôre. Want ek kan vanmôre die seuns en die dogters kom bemoedig, hou vas. Ek kan die seuns en dogters vanmôre in hierdie tye wanneer ons soveel keer soveel uitdagings het en so min antwoorde het vir ons uitdagings.
waar het voel of die lewe ons elke dag net meer wil breek, het ek hier vanmôre hierdie hoop en hierdie bemoediging vir u seuns en u dogters. Al is daar tye in jou lewe wat dit vir jou voel asof alles in die mis verdwyn en jy net jou greep op die lewe verloor. Maar vanmôre vir jy sê daar's een en die middagson is helder, selfs al is dit mistig. Selfs al het jy moeg geraak in jou liggaam. Hy is nog steeds een wat jou gees optel. En jy soos 'n warrior maak vanmôre. 'n Warrior om te kan beklei. En tyd te kan beklei. En nie op te gee nie. Is vanmôre my woorde aan jou, seun en dogter van God, staan op. Jou God, my God, is die een wat ons hand stewig in sy net. En hy gaan klaarmaak wat hy begin het. Soos bome in die mis, is die dae van ons lewe. Ons dra ons swaar aan die laste van hierdie lewe. Ons dra ons swaar aan al die bagasie wat ons bymekaar maak, al die bekommernisse wat ons bymekaar maak, al die hoekoms en die waaroms, en dan laai ons nog steeds binne daardie sak wat alreeds so swaar gelaai het, in negativiteit, om ander te kritiseer. Terwyl God vir ons vanmôre een roeping het. Wees my hande en my voete in 'n gebroke wêreld. Gaan en bemoedig ander wat stikkend is op die lewenspad. Tel hulle op. Want ek het nie gekom om hulle te oordeel. Ek het gekom om hulle te red en te verlos. Ek het gekom om tronkdeure oop te breek. Ek het gekom om 'n uur aan te kondig vir die wat in gevangenskap sit, om vry te kan wees en te kan uitstap en te kan sê, omdat die Here vir my die prys betaal het, kan ek opstaan en kan ek alles agter my sit en kan ek vorentoe beer, al is daar nog mis in die lewe van dinge wat ek nie verstaan nie, al is daar soveel vrae nog. Ek weet my God sien alles. En in sy plan is daar ook vir my 'n plan. In sy plan is daar ook vir my 'n stoel wat in die hemel by die bruilofstafel deur engele voorberei word. Besef jy vanmôre, seun en dogter van God, dat daar's engele wat reeds jou naam op 'n stoel in die hemel by die bruilofstafel geskryf het, wat hulle glo dat God sal klaarmaak wat in jou lewe begin het. Hy gaan klaarmaak. Al raak ons moeg, al wil ons opgee, God gaan klaarmaak, my boetie. En hy gaan vir jou huis toe vat. Al wat ek en jy vanmôre moet doen is om te sê, ek weier dat hierdie lewe en sy kritiek en dit wat vlees vir 'n oomblik probeer plesier gee, my van my God se oorwinning in my lewe wegvat. Ek stap weg. Ek stap in volheid en van vertroue dat hy het my lewe in die holte van sy hand en hy hou my vas. En hy sal my nie begewe en my nie verlaat. Lukas 7 vers 36 tot 47 lees ons vol. En een van die fariseërs het hom genooi by hom te eet. Hy het in die huis van die fariseër gekom en aan tafel gegaan. En toe 'n vrou in die stad wat 'n sondares was, vermeen dat hy in die fariseër se huis aan tafel was, het sy albasterfles met salf gebring. Nadat hy sy voete gaan staan en geween en sy voete begin nat maak met haar trane en afgedroog met die hare van haar hoof en sy voete gesoen met salf. Hoe bitterlik moes hierdie vrou nie bedaar die voete van Jesus kom ween het, dat haar trane sy voete nat gemaak het, soos asof jy water op sy voete uitgooi nie. Hoe diep was haar gebrokenheid voor God se aangesig nie. Sy wat 'n sondares deur die mense gekritiseer was, sien die hoop vir elke mens in daardie huis en sy val in sy voete neer. En haar trane bars oor haar wange en sy huil bitterlik, dat haar trane sy voete was, asof hy met water gewas word. Sy vat haar hare. Sy vra nie, is daar 'n lap of iets met hierdie, sy vat haar hare. Sy vee haar die voete. Mense, ek wil vir julle sê, wie wat kort is vandag in hierdie lewe, waarin ons lewe, nie teologiese kennis nie.
Ons kort liefde vir Jesus. Ons kort liefde vir Jesus. Wat is soos daardie vrou. Ek by sy voete kan wat sit en sê, my God, ek wil vanmôre net vir U sê dankie. Dankie dat U my deurgedra het, deur elke mistige omstandigheid, en my nog steeds dra vanmôre. Die fariseer wat nog genooi dit sien, sê by homself, jy sien, daar sal altyd die een wees wat kritiseer, daar sal altyd 'n element wees wat jou verhouding met God probeer kritiseer, daar sal altyd 'n element wees wat jou in 'n gesprek probeer negatief maak wat die politiek aanbetref. Daar sal altyd iemand wees in die vertrek wat meer gefokus is op hierdie wêreld en die goed wat in hierdie wêreld verkeerd is, as op die feit dat Jesus die prys betaal het op Golgotha en dat hy die krag en die oorwinning is in jou lewe, dat hy die rede is hoekom ek en jy vandag in hierdie plek is. Ek en jy is die rede hoekom ons vanmôre nog hoop het in 'n hopelose wêreld, want ons het hierdie vaste vertroue omdat ons aan hom behoort, is daar binnekort 'n huis toe gaan tyd. 'n huis toe gaan tyd, my boetie, my sussie. Die fariseer wat nog genooi het, sien sy by homself, hy, as hy profeet was, sy geweet het wie en wat 'n soort vrou dit is, wat hom aanraak, want sy is 'n sondares. Want my God, weet jy wat was die belangrikste daardie dag in daai vertrek? Nie die opinies van mense nie. Die een wie se voete met trane was. Die een wat daar die prys vir my en vir jou op Golgotha gaan betaal het en niemand se opinie nodig gehad het oor jou lewe nie. Ek gesê, ek gee nie om wat hulle van haar en hom sê nie. Ek gee nie om waar hulle was nie. Ek gee nie om hoeveel keer hulle gefouteer het nie. Ek vat hier die kruis en ek dra hom op my rug wat stikkend geslaan is, Golgotha toe, want ek sal hier die stryd klaarmaak. Want ek kom om my kind te kom haal. Ek kom om my kind te kom haal. Daarom moet ek en jy vanmôre vashou, dat die een wat nie na hierdie vrou gekyk het as iets wat vuil is nie. Wie wat sê Jesus, toe hierdie persoon in kritiek na hierdie vrou kyk. En Jesus antwoord hom sê hom, Simon, ek het iets om aan jou te sê. En hy antwoord, meester, spreek. Jy sien, die wat jou kritiseer, is ook vanmôre die wat God aanbid. Wat ook aan hom hulde bring. Jou kritiek kan dalk vanmôre reg langs jou in hierdie kerkbank sit. Sit vanmôre langs jou in hierdie kerkbank en wanneer hulle met jou praat, is dit, my liewe mens, ek is lief vir jou. Maar hier in hulle hart, wanneer hulle jou kyk, dan dink hulle, o God, hierdie moet nog tot bekering kom, man. Hy is al ver van God, of as Jesus vandag kom, gaan hy of sy dit nie maak nie, maar dankie Here, my lewe is reg. Daar sal altyd die wees wat hulle self voor God regverdig, van hoe reg hulle is om Jesus te ontmoet. En hoe verkeerd 'n volging een is. En hoe hulle op pad is om dit te mis. Maar weet jy wat, dit is vir my vanmôre die wow. Jesus kyk deur die mis. Hy kyk deur die opinies. Hy kyk deur die woorde. En hy sien vanmôre jou hart raak. Hy sien jou hart raak. Hy sien jou honger. Hy sien jou verlange. Hy sien jou stryd. Hy vra nie eers vir die een langs jou, wat dink jy, is my bloed kragtig genoeg om hom of haar te red? Jesus kom dwars deur die skare. En die skare verdring hom. En een siel weet, as ek net aan sy kleed kan raak, sal ek vry wees. Dring deur die skare. Ek moet jy my sê, ek wil vanmôre vir jou sê, dring deur. Moenie omdraai nie. Dring voort, tot jy aan Jesus raak. En daar is net een manier om in jou te raak.
is om voor hom te breek. En te sê, my God, U ken alles. U is my redding. U is die rede hoekom ek asemhaal. Ook nie saak wat die mense sê nie. U is die rede hoekom ek asemhaal. U is die rede. Hy sê toe 'n sekere geldskieter het 2 skuldenaars gehad. Die een het 500 pennings geskuld en die ander 50. En hoe hulle niks gehad het om dit betaal nie, het hy dit aan albei geskenk. Sê nou, wie van hulle sal hom die meeste lief hê? As ons môre hier die gebou moet sit, ons moet dink, môre, maandag moet ek in die hof verskyn om 10 miljoen rand te betaal, of ek gaan 10 jaar tronk doen. Wie van julle gaan 10 miljoen môre kan betaal? En hoeveel van ons gaan môre moet gaan sit vir 10 jaar? En 'n volgende wat in hierdie gebou sit, skuld iemand R100 en moet môre in die hof verskyn en daai R100 betaal. En as jy nie die R100 kan betaal, dan gaan jy 10 jaar tronk doen. Watter een van die twee dink julle het die meeste vrees oor die dag van môre? Watter een voel die minste voorberei reg vir môre? Die een wat 10 miljoen skuld, of jy wat 'n klein bedragie skuld. En dan kom daar 'n WhatsApp deur. Wat sê die saak is in die hof uitgegooi, daar was 'n tegniese fout gewees, jy skuld niks nie. Watter een se blydskap gaan die grootste wees? Die een van die grootste vrees gesit het oor die dag van môre. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy wat met vrees het, gaan ek ooit reg wees as Jesus kom? Kyk vorentoe, sien die bloed van Golgotha raak en besef hy daai prys betaal. Moenie dit vrees jy van die oorwinning wegvat om vir Jesus in oorwinning te kan leef. Staan op, die prys is betaal. Dien hom met alles in jou. En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het, en hy antwoord hom, jy het reg oor jou. Daarop draai hom na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom, water het jy vir my voete, het jy nie vir my voete gegee, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak, met die hare van haar hoof afgedroog. En soen het jy my nie gegee nie, maar sy het vandat sy gekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes, wat baie is vergewe, wat sy baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En terwyl ek hier die skrif lees, maak die Gees van God vir my iets oop. Hoe dieper jy besef waar God jou uitgered het. Nie oor jou opinie van hoe groot jou sondes was nie. Nie over môre te sit en te sê, ek was 'n drug addict nie, en Jesus my daar kom uithaal nie. Of vanmôre te sê, wie wat, ek het 'n bar leeg geslaan, en toe die Jesus my kom red nie. Of ander een kom sê, ag wie wat, ek het maar in die kerkbanke groot geword, en dis nie waarna God vanmôre kyk nie. Hou op om oor jou verlede te brek. Hou op om vir mense te vertel hoe groot was die sondes en waar God jou kom uithaal het. En begin kyk na Golgotha en kyk na die diepte van die prys wat betaal was vir jou siel. Dit was dieper en 'n groter waardigheid om oor vanmôre opgewonde te raak en 'n getuienis te gee as om oor jou sonde van die verlede te probeer brek. Want daar's 'n God wat vanmôre sê, of jy dan nou 'n klein sondetjie gedoen het of jy 'n groot sonde gedoen het, dit maak geen verskil aan die prys wat ek betaal het op Golgotha om jou siel te red nie. Klein sonde, groot sonde, ons almal was verlore. Maar vanmôre te besef hoe lief God my het, is waaroor dit vanmôre gaan. En die oomblik as ek kan besef hoe lief God my het, wie wat doen ek met my verlede? Ek skud hom af. Hoe jy mens waardig is dit as mense die hele tyd voor mense staan en die hele tyd oor hulle verlede praat. Maar nooit oor die grootheid van God praat en hoe lief vir hom het. Praat oor hoe diep uit jou gaan uithaal. Ons almal weet wat is die prys van Golgotha.
vir my en vir jou. Kom ons raak van Jesus bewus. Kom ons begin oor sy grootheid te praat. Kom ons begin wanneer ons mond oopmaak. En ons kyk na die omstandighede van die wêreld, besef dis maar net nog bome in die mis. Ons kan nie die volle prentjie sien nie. Ons sien 'n groot mond wat op 'n TV staan en 'n bulder. En nou begin ons die opinie te bou en ons wil kritiseer, maar jy weet nie van die battle wat dan van die kinderjare af in daai persoon se lewe kom. Wat hom maak dat hy optree soos hy optree. Bid eer en sê, o God, groot is sy sondes, groot is haar sondes. Hoe bly sal hulle nie wees as hulle vir Jesus kan ontmoet nie? Hoe groot sal hulle getuienis nie wees nie? God, ek verlang, besoek hom, besoek haar in 'n droom. Besoek hulle visioene, ek wil so besef wie is hierdie groot God en die prys wat op Golgotha vir alle mense betaal was. In steede vir hom te sê, hy sal sy dag kry, so ene, so pad hel toe. Weet jy wat? As God op daai mate moes gejudge het, hoeveel van ons is môre geregverdig genoeg om hemel toe te gaan? Ons almal is maar net bome in die mis het ons lewenspad. Ek wil vanmôre vir jou kom bemoedig. Begin jou dag meer met Jesus. Begin jou dag meer ingestel om opgewonde te bly in hom. En wanneer iets jou wil sidetrek, skud dit af. Maak jou oë los en tel dit terug. Want nou is die uur, hoor wat ek vir jou sê, ons lewe in dae, wanneer die koms van die Here nader is as ooit. Ons mag dit nie mis nie, mamma. Ons mag dit nie mis nie. Ons moet reg wees. Ons moet reg wees. As die bome nie mis, is die dae van ons lewe. Romeine 2 vers 1, daarom is jy o mens wat oordeel, wie ook mag wees sonde voor onskuldige. Want waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself, want jy wat oordeel doen dieselfde dinge. As die bome nie mis, is die dae van ons lewe. Ek praat met iemand op WhatsApp, wat op hierdie stadium kritiek in daai serie. En hy WhatsApp my terug, want as jy op die pad kosgroep is, jy pastoor. Ek voel vanmôre soos 'n boom in die mis. Ek weet nie eens of ek gaan genesing kry nie. Ek kan die dag vanmôre nie meer sien nie. Dit voel vir my of my lewensjare uitgehardloop het. Ek voel soos 'n boom waar die mis heeltemal toegetrek het en jy kan hom nie eens meer sien nie. Terwyl ek en jy vanmôre in hierdie gebou sit en ons het die vreugde om nog sonskyn te kan voel, is daar mense wat in sulke omstandighede lewe dit vir hulle voel of die mis hulle reeds oortrek het. En wie waarna toe sê jy geroep om vir hulle te bid. Vir hulle te bid. En dis hoe God laat die son weer skyn. Trek die mis laat en gee hoop. Gee hoop. Waar vanmôre nie meer hoop is, gee hoop, Here. U is die een wat hoop gee in die hopeloosste oomblikke van 'n mens se lewe. Here, as u, terwyl ek oor u grootheid getuig, en ek besef hoeveel keer u my net kon optel. Wanneer die mis vir my te veel word, het u my opgetel. Here, weet ek, u kan dit vir hom en u kan dit vir haar doen. U kan die mis vanmôre laat wegsak oor 'n lewe en hulle nog weer 'n keer laat opstaan, om in die volle krag van u opstandingskrag te kan getuig. Daar's 'n God in die hemel wat genees, al gee die dokters op. Halleluja. Halleluja. Soos bome in die mis, is die dae van ons lewe. Lukas 6 vers 37, julle moenie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moenie veroordeel, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry, en julle sal vrygespreek word. Wat probeer ek vanmôre vir jou in hierdie boodskap sê? Ons moet ons taalgebruik begin verander. Ons moet die manier hoe ons dink begin verander. Want hierdie wêreld het die kerk van God so negatief kom maak. Hierdie wêreld en al sy negatiewe gebeure het ons so kom stroop
van ons authority wat ons in Christus ontvang het, dat ons al net soos die wêreld lyk, ryk en praat. As jy vandag 'n kind van God, en iemand wat ver van God of as hulle gesprek sit oor die politiek, kan jy nie vir my sê wie is die kind van God en wie is in die wêreld nie. Want albei is ewe negatief. Terwyl die kind van God in daai gesprek moet sê, ek hoor wat jy sê, maar kom ek sê vir jou, ek was ook daar. Ek kon ook nie deur die mis die ander kant sien nie. En toe kom Jesus. En weet jy wat nie? Kan ek vir jou vanmôre die mis wegvat? Mag ek vanmôre vir jou die mis wegvat? Wil jy moet vanmôre vir jou die mis wegvat? Jy sien, 'n kind van God kyk nie meer in die mis vas nie. Die hand is aan die ploeg geslaan en ek weet waar het ek op pad. My oë sien die wenstreep. En daar's geen mis wat die wenstreep vir my te maak vanmôre nie. Ek kyk dwars deur die omstandighede, ek kyk dwars deur die mis van hierdie lewe en ek sien waar dit is ek op pad. Ek is op pad om by Jesus te wees. Sy glans verdryf alle mis, alle twyfel, alle negativiteit, alle hoekom se waarom se môre. Want alles in hierdie lewe het 'n vervaldatum. Al jou worries, al jou mistige omstandighede, het nie die finale sê oor jou lewe nie. Dit het 'n vervaldatum. En ek vanmôre my sê pastoor, hoe sê ek vir iemand wat terminaal siek is, wat besig om te sterf, dat sy mis het 'n vervaldatum? Wie jy sal vir so 'n persoon die mis laat verdwyn? 2000 jaar terug, toe my verlosser in sy uur kom ook om te sterf. Maar hy gee nie moed op nie. Hy raak nie negatief nie. Aan daardie kruis besig om te sterf. Hy gaan nie afgehaal word nie. Hy gaan sterf aan 'n kruis. Sy Vader vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Om daardie kruis op Golgotha maak hy die mis vir ewig weg, wat jy van hom kan verwyder. En toe hy sy asem uitblaas daardie dag, het sy dood Jordaan ingaan. Die roepe uit, it is finished. Dis volbring. Nooit weer hoef my kinders in die mis rond te tas en te wonder wat die dag van môre hou nie. Ek skryf vir hulle die woord tot aan die einde. As ek en jy vanmôre die Bybel oopmaak, is daar geen gedeelte wat mis is nie. Ons het geen gedeelte wat ons laat wonder hoe eindig hierdie prentjie nie. Daar's geen gaps nie. Die woord sê, en 1 Tessalonisense 4, dat hy kom. En hy kom soos 'n aartsengel in sy basyn geklank, sal hierdie wêreld laat skud in sy fondasies, en sy seuns en sy dogters, wat deur die dood gedink was vir ewig toegesluit in die doderyk, die graf te breek oop en staan op, vrygemaak. Het die dood dan die laaste sê gehad? Het die dood dan soveel mag gehad, dat hy die kind van God kan toesluit vir ewig? Nee, die grafte moet breek, want sy stem het gepraat. En daar is 'n opstandingsdag. En ons wat in die lewe oorbly, wat deur die mismôre die son raak sien, van 'n God wat beloftes het, wat sê, ek kom om jou te kom haal, sodat jy vir altyd by my moet wees, moet dwars deur al die mis vanmôre breek, en sê, ek hou nog steeds my oë op die antwoord en die belofte. Hy is met my al die dag van my lewe. Hy sal my nooit begewe, my nooit verlaat nie. Hy is die een wat my vanmôre die asem gegee het om sy naam te kan groot maak. Hy is die rede op ek vanmôre in hierdie gebou is. Hy is die rede op ek opstaan en kan sê, nogtans, al is daar geen oes nie, al is daar geen skape nie, al is daar geen beeste nie, nogtans sal ek jubel in die Here. My broer, my sussie, ek wil vanmôre dans, man. Weet jy, kom dans ek vanmôre? Nie omdat ek ligsinnig is nie, omdat ek weet
Want dit is God met elkeen van ons pad, ons net vashou. Johannes 8 vers 3 tot 11 en die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou wat 'n egbreek betrap was aan gebring en toe hulle daar haar tussen laat staan, sê hulle vir hom, meester, hierdie vrou is op die dak. Mense, ek wil vanmôre jy moet hoor, daar sal altyd iemand wees wat jou sonde aan die klok wil hang en vir God wil vertel om rede. As hy dan 'n profeet is, hoekom weet hy nie sy sondares wat sy voete was met 'n trane nie? En Jesus antwoord, wie se sonde is die meeste vergewe, die wat sy sonde groot is, die wat sy is klein is. Hier kom hulle weer eens. Hulle het nou 'n vrou in die oorspel betrap. Nou het ons hom. Hy moet hier een verdoem om hel toe te gaan. Satan, you have lost the battle, man. En die skrifgeleerdes, die fariseërs, die vrou wat 'n egbreek betrap was, hom gebring en toe hulle haar tussen hulle, dat staan sê hulle vol, meester, hierdie vrou is op die daad van egbreek betrap. En dan weet ons hoe hy met sy vinger op die grond geskryf het. Ons ken die verhaal. Maar ek wil vir u vat na vers 7 toe. Maar toe hulle aanhou om te vra, het hy hom opgerig en vir gesê, laat die een wat van julle wat sonder sonde is, die eerste klip opgooi. Moenie oordeel nie. As jy nie geoordeel word nie. En weer die neergebuk en op die grond geskryf, en toe hulle hoor het hulle deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die uitstap tot die laaste toe. En Jesus alleen het agtergebly vir die vrou wat daar tussen gestaan het. En toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou en sê vir haar, vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jy ook nie, gaan nie en sondig nie meer. Dat nie iets ergens oor jou kom nie. Ek weet nie of julle gunsteling vak op skool gehad het nie. Maar myne was nogal in die Engelse klas, as jy by die Shakespearean English gekom het nie. Ek het vir dit gelijk. Ek het van die Shakespeare Engelse level gelijk. En daarom haak hierdie gedeelte waar Jesus met haar praat, in die Shakespeare Engels die meeste vas my gedagtes. Jesus vra vir haar, woman, where art thou accusers? En sy kyk so en sy sê, Lord, thee are none. En hy sê, I are also not condemning thee. Go forth and sin no more. Die Here wil vanmôre vir jou sê, terwyl jy in jou lewenspaai loop en alles nog so mistig lyk, staan op en moenie dat die sonde jou so negatief maak, dat jy hopeloos word en die prys van die strydprys gee nie. Staan op. Ek het reeds die prys vir jou gehad te betaal. Maak nie saak wat mense van jou verlede sê, wat maak saak wat mense van jou nou sê nie, ek het die prys betaal. Staan jy net op en beer vorentoe hou en vas aan my, met alles in jou. Want ek wag vir jou. En skielik sien ek hier die laerskool atletiekdag. Ek sien 'n pappa en 'n mamma wat hier langs die veld staan, maar ek kry daai een pa. Hy gestaan reg voor die eindstreep, hier waar die lint is. Nou kyk hy so. Hy skree nie vir die kant af nie. Hy kom staan reg voor sy dogtertjie of sy seentjie wat daar in die wegspringblok staan. Want hy het voor die tyd gesê, my kind, papa gaan by die eindstreep staan, papa gaan by die lint staan. Moenie na die maatjies langs jou kyk nie, moenie na die mense kyk wat langs die wat se atletiekbaan staan nie, moenie luister wat hulle skree nie. My kind, papa gaan by die eindstreep staan en papa gaan vir jou sê, kyk net na papa toe. Papa? En hier wat moet jy sê, my kind? Hardloop na papa se arms toe. Hardloop met alles wat in jou is na my arms toe. En al wat daai dogtertjie doen met in daai wegspringblokke in sak. Sy is nie verboureerd nie, want waar is papa, waar is mamma, en hulle is iewers in die skare, iewers te probeer sy hulle stemme identifiseer, want papa en mamma is hier op die paviljoen en hulle skree vir die kind wat daar weet, nee, hier die papa staan by die wenstreep.
En as jy my kind, hardloop in my arms in. En dis ook vir Jesus sien. Hy is nie die papa wat in die skare sit nie. Hy is nie die een wat oordeel en kritiseer vanmôre nie. Hy is die een wat sê, haal die oë van die geraas af. Haal die oë van die opinies af. Haal die oë van die negativiteite van hierdie wêreld af. Kyk na die wenstreep, my kind. Papa wag vir jou. Hardloop met alles om in my arms in te kan hardloop. As jy hierdie prentjie kan sien, vanmôre van 'n pa by 'n laerskool atletiekdag wat by die lint staan, sy kind in die oë kyk en sê, al wat jy doen is hardloop na papa toe. Dan het jy so druppeltjie in die emmer vanmôre van wat Jesus vir jou sê in hierdie stryd, in hierdie wedloop van die lewe. Moenie kyk na die ooste nie. Moenie kyk na die finansies nie. Moenie kyk na die petrolpryse. Hierdie goed is werklikheid. Ek wil nie vanmôre sê dit is nie werklikheid. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, moenie na die distractions kyk nie. Kyk na jou Vader wat aan die einde van die wedloop by die wenstreep staan. En dis wat Paulus gesê, my oë op Jesus aan die einde van my wedloop. Ek sit alles in om hom as die kroon te ontvang. Here, ek eer U. Mag die woord vanmôre vir U seuns en U dogters inspirasie wees om op te staan en nou meer gedetermineerd te hardloop as ooit. Gedagtheid vandag se boodskap. Wanneer ons voor die Here staan om hom te aanbid, moet ons hom in waarheid aanbid. Om dit te doen moet ons onsself afvra, hoe groot is die skuld wat Jesus vir my gekanselleer het? Hoe lief moet hy my hê as ek dink wat my sonde aan hom gedoen het? Kan ek dan werklik nog rondkyk en ander kritiseer as kind van God? Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie loofbrood. Nie snytjie nie, loof. Dik gesmeer met plaasbotter vir ons lewenspad. En dankie dat ons weet saam met hierdie woord vanmôre hoe ons net soos die klein seentjie en die dogtertjie te kan opkyk. En ons hoef nie na die paviljoen te kyk nie. Ons hoef nie na die skraaldanses te kyk. Wat skree elke dag om ons aandag te probeer aftrek. Ons hoef net na die lint te kyk en te sien ons papa, ons God, ons Vader staan. En hy wag vir ons om huis toe te kom. Help ons om hierdie resie so te hardloop. Dat ons hom klaar maak. Dit wat ons begin het. Toe ons 'n besluit gemaak het, U is ons God. En U gaan ons volg al die dae van ons lewe. Amen.